as julle glo in julle harte, dat hy uit die dood uit opgestaan het, en dit bely met julle lippe, dan is jy gered. Dis die opstanding wat ons die hoop gee en die verlossing bring. Julle kan slaan vir my blaai na Lukas 24. Lukas 24 vanaf vers 1. En weer eens is dit 'n lang gedeelte, so ons gaan weer stukkie lees, praat, stukkie lees, praat. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, alhoewel ek wil, maar ons gaan op die grootste gedeelte van die begin en die grootste gedeelte van die einde daarvan gaan ons fokus vanmôre. En ek moet gou al my goedjies daar reg kry. En vandag is dit werklik vir ons opstanding Sondag. Die graf is leeg. Die Here het opgestaan. En voordat ons hierdie gedeelte lees, wil ek net vir ons weer eens herinner aan hoe belangrik en hoe sentraal die boodskap van die opstanding vir ons is as Christene. Dit is die deel van die evangelie waar sonder ons geloof niks beteken nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 sê hy dat as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof te vergeefs. Dan dit wat ons hier doen het geen rede en geen doel nie. Ja, die kruis is belangrik en alles wentel om die kruis, maar dit is die opstanding wat die kruis waarde gee. Want as dit nie was vir die opstanding nie, dan het Christus net gesterf. En is ons nog dood in ons sonde. En dit is sentraal tot ons geloofsbelydenis dat ons opstanding Sondag vier. Maar ons kyk ook deur kerkgeskiedenis dat dit juist die rede is hoekom ons elke Sondag by mekaar kom. Ja, vandag is opstanding Sondag. Maar broer en suster, elke keer wanneer ons op 'n Sondag by mekaar kom, is dit om die opstanding van Christus te vier. Daar is 'n brief wat 'n sekere Barnabas geskryf het. Nie die een in die Bybel nie, dis miskien net 'n gewone Barnabas, of dis iemand wat net sy naam aan dit geheg het. Maar binne in die 1ste eeu skryf hy 'n brief aan gemeentes, en onder andere sê hy daar, daarom vier ons op die 8ste dag met blydskap, die dag waarop Jesus uit die dood opgestaan het. En so hulle het dit nie gesien as die eerste dag van die week nie, maar as die 8ste dag. En die rede hoekom hulle daarna gekyk het as die 8ste dag is, die vorige skepping en dit wat vooraf was, is die eerste 7 dae. God het die hemel en aarde in 6 dae gemaak, op die 7de dag het hy gerus, en op die 8ste dag het Christus opgestaan. En so dit is die begin van 'n nuwe bestaan, 'n nuwe lewe. Dit is nie meer die ou bedeling nie, ons is nie meer in die 7 dae nie, ons is nou in die 8ste dag. En so elke Sondag is 'n viering van die dag wat Christus opgestaan het, dis die nuwe begin. Ignatius, ook 'n kerkvader in die 2de eeu, in die begin van die 2de eeu, skryf, hy sê, hulle wat voorheen die antieke orde geken het, maar in Christus die nuwe hoop ontdek het, onderhou nie meer die Sabbat nie, maar onderhou die dag van die Here in lewe en opstanding. En daar sê dat die mense se gedagtes het verander, selfs die Jode wat voorheen vasgehou het aan die Sabbat, toe hulle Christus ontmoet het, toe hulle by Christus uitgekom het, het hulle gesê, daardie Sabbat was vir die rus, dit is die ou wet. Vir ons nou is die 8ste dag, die nuwe dag, dis die nuwe begin, dis die opstanding van Christus. En daarin leef ons lewe nie meer in die 7 dae nie. Justin Martyr in sy redevoering, in sy eerste redevoering, sê dat Sondag is die dag waarop ons almal gemeenskaplik byeenkom. Want dit is, en nou bring hy die hele skepping en hy sê, want dit is die eerste dag waarop God, nadat hy 'n verandering in die hele kosmos en die duisternis teweeg gebring het, die hele aarde geskaap het, en ook nou Jesus op die 8ste dag opgewek het. Sien ons in Christus 'n nuwe skepping, dit is 'n nuwe begin. Dit wat voorheen was, is nie meer nie, ons is nou in 'n nuwe lewe. En so die opstanding is sentraal, elke Sondag is dit 'n viering van ons geloofbelydenis. Ons kom by mekaar, nie omrede hy gesterf het op die kruis nie, maar omrede hy opgestaan het. En dit gee vir ons die waarde van die kruis, dat ons sondes vergewe is.
En dit is hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom. En so dit is die sentrale boodskap van die evangelie. En tog is dit die mees ongelooflikste gedeelte van ons geloofsbelijdenis. Dit is maklik om met mense te praat oor 'n verlosser wat gesterf het in hulle plek. Mense kan nog bietjie oorgee daaraan en aandag gee aan daardie woorde. Jy kan mense vertel van die liefde van Jesus op die kruis vir hulle. En hulle sal saam met jou stem en sê, ja, ek glo dat hy betaal het vir my sonde. Ek kan aanvaar dat daar iemand is wat in my plek gesterf het. Dit maak miskien bietjie sin vir my op 'n sekere manier dat iemand betaal het vir my sondes. Maar wanneer ons kom by die opstanding, wanneer ons durf vir enigiemand sê, glo nou in die opstanding van hierdie een wat gekruisig is, dan slaan daai gesig toe. Want dit is ongelooflik. Jy kan dit nie glo nie. Dat hierdie Christus wat gekruisig is op die kruis, wat gesterf het, wat in die graf neergelê is, uit daai graf uit geloop het. En dit terwyl ons weet dat daar is ander mense wat opgestaan het uit die dood uit. Lazarus is opgewek. Jairus se dogter is opgewek. Daardie ander jong seun van die weduwee is opgewek. Selfs in Elia en Elisa se tyd is daar mense wat opgewek is uit die dood uit. Een van die mees verstommende ene is, toe hulle iemand se bene of sy liggaam gedraai het na graf toe struikel en val hulle en die ou val op die bene van Elisa en daar word die ou lewendig toe hy aan die bene van Elisa raak. Julle kan my storie gaan lees, dis daar in 2 Konings. En die mense skrik hulle self boeglam, want dit het nog nooit gebeur nie. En so ons het opstandings wat plaasvind binne in die skrif, in die Ou Testament. Maar hierdie een is anderste. Hierdie opstanding van Christus is anderste. Want hy het opgestaan in homself. Hy self het die krag van die lewe in hom gehad. Dit is hy wat gesê het, ek sal die tempel afbreek en 3 dae opbou. Dit is hy wat gesê, die Vader het aan my die mag gegee om my lewe neer te lê en dit weer op te neem. Hier is 'n ander opstanding. Hier is nie net 'n opwekking nie, dit is die opstanding van ons Jesus Christus. En so dit is ongelooflik. Ons kan dit nie redeneer nie. Ons kan dit nie rasionaliseer nie. Dit is ongelooflik. Kom ons lees hierdie verhaal in ons skrif oor hulle wat eerste gesien en gehoor het van die opstanding van Jesus. Ons lees Lukas 24 vers 1 tot 12. Teen dagbreek op die eerste dag van die week het hulle na die graf gegaan met die geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was en toe hulle ingaan het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Maar skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai en die mans het vir hulle gesê, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Hulle het toe sy woorde onthou en van die graf teruggedraai. En al hierdie dinge aan die 11 en al die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar vir die apostels het hierdie woorde na leepraatjies geklink, en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus egter het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke. En hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Hierdie eerste vrouens, as ons so kyk na die res van die evangelies, dan sien ons dat hulle nie eintlik seker is wat hulle daar gaan doen by die graf nie. Want Jesus is gekruisig op die dag voor die Sabbat. Hulle het nie tyd gehad om dinge voor te berei nie. Hulle het speserye vroeg in die oggend gaan koop op Sondag, op die eerste dag van die week. En hulle is op pad graf toe. Ons lees, ek dink in Matteus of Markus sê dit, dat hulle het met mekaar gepraat en gesê, wie gaan die klip wegrol? Ons het nog nie eens 'n plan nie. Hulle is
absoluut verward, hulle is bewoe, hulle Jesus lê in 'n graf. Daar is geen gedagte by hulle dat hy enigstens gaan opstaan nie. Hulle gaan om hopelik net 'n bietjie spesery op sy liggaam te sit sodat hy nie ruik nie. Hulle gaan sy begrafnis klaarmaak. En so hulle is op pad daarna en hulle sien skielik die klip is klaar weggerol. En hulle gaan in en hulle kyk en hulle sien die liggaam is nie daar nie en hulle is verward. Hierdie arme vrouens, hulle het gehoop dat hulle daarom hulle Jesus 'n behoorlike begrafnis kan gee, 'n behoorlike dood kan gee. Maar hy is weg. Hy is nie daar nie. En skielik staan daar 2 mans by hulle met blink klere. Lukas sal later sê dit is engele. Ons weet dis engele. Matteus sê dis engele. Markus sê dis engele. En ek hou so van wat die engele vir hulle sê. Hy sê, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hulle is amper so, wat soek jy? Want hulle is verstom oor die ongeloof van die mense wat die naaste aan Jesus is. Want hulle sê die volgende woorde, hulle sê, onthou wat hy vir julle gesê het. Hy het vir julle gesê, toe hy in Galilea was, dat die seun van die mens moet oorgelewer word, gekruisig word, begrawe moet word en hy die dood moet opstaan op die 3de dag. Hy het dit vir julle gesê, terwyl hy by julle was. En so die engele is verbaas oor die ongeloof van hierdie vrouens wat gehoor het wat Jesus gesê het. Dag na dag het Jesus vir hulle gesê, ek gaan oorgelewer word in die hande van sondige mense. En nie een van sy volgelinge het hom geglo nie. Nie een van die mense wat die naaste aan hom is, wou geglo dat hy opgestaan het nie. Dit is hoe ongelooflik die opstanding is. Dat Jesus dag na dag vir hulle kan sê, ouens, ek weet ek gaan kruis toe. Ek weet ek gaan begrawe word. Wag net vir my 3 dae, ek gaan opstaan. En wat kry Jesus op die 3de dag? Ons het nie 'n idee wat met Jesus gebeur het nie. Maar is dit nie hoe ons op 'n partykeer is nie? Hoe maklik vergeet ons dit wat God gesê het vir ons, wat die Here vir ons gesê het. En ek hou van daardie term wat voorkom, dit kom 'n paar keer voor in hierdie teks, die gedagte van onthou wat hy gesê het. In hierdie hele hoofstuk van Lukas gaan dit 3 keer genoem word, onthou wat hy vir julle gesê het, hy moet gekruisig word, hy moet begrawe word en hy moet opstaan. Nie altyd in dieselfde woorde, maar die konteks is daar. Selfs met die leë graf voor hulle glo hulle nie. En ek weet baie mense dink dat, ag shame, die arme mense van daardie tyd het so maklik geglo in dinge, dis hoekom Christendom versprei het. Maar die teks maak dit duidelik, dit is nie so nie. Hier is nie vrouens wat in fabels glo nie. Hier is vrouens wat weet, as iemand doodgaan, gaan hulle dood. En hulle kom nie terug nie. Maar hulle sien die leë graf, hulle hoor die engele, hulle hoor die boodskap, hulle word herinner aan die boodskap. En in die volgende vers 8 sê daar, hulle het toe sy woorde onthou. Nadat die engele hulle herinner het hy nie julle dit vertel nie. En toe onthou hulle sy woorde. En toe hulle sy woorde onthou, het hulle van die graf af teruggedraai en al hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan vertel. En so hulle glo, toe hulle onthou wat Jesus gesê het. Ons moet gereeld herinner word aan die waarheid van die evangelie en die opstanding van Christus. Dis hoekom ons elke Sondag diens het. Hierdie mense kon nie eens onthou het 'n paar dae nadat Jesus vir hulle gesê het hy gaan opstaan nie. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons elke Sondag herinner moet word aan God se woord en dit wat hy vir ons gesê het en in die opstanding. Want gee ons 'n halwe kans en ons vergeet alles. En dit is nie net met die opstanding nie. Die Here Jesus sê, moenie bekommerd wees oor môre nie. Amen, ek hoor dit, Here. Môre gaan ek weer bekommerd wees oor môre. Want dis hoe ons is. En so daar is iets omtrent die feit dat ons onsself konstant moet herinner aan die woord van God. Onthou jy nie wat hy gesê het nie?
Dis hoekom Bybellees elke dag belangrik is. Onthou jy nie wat hy gesê het nie, ons moet herinner word. En hierdie vrouens, toe hulle onthou wat hy hulle gesê het, toe gaan hulle weg van die graf af. En gaan vertel die ander 11. En wat 'n fantastiese getuienis is dit nie. Hulle gaan vertel vir daardie eerste hoorders van die evangelie. Hier kom die vrouens en sê, ouens, die Here het opgestaan. Dit wat hy vir ons gesê het is waaragtig. Die graf is leeg, prys die Here. En die 11 dink, dit is net leepraatjies. Onsin. En mense sal dink, hulle sal bly wees. Nee. Hierdie 11 wat uitgestuur is, wat demone uitgedryf het, wat gesien het hoe Jesus siekes gesond maak, hierdie 11 wat weet wie Christus is, kan nie 'n woord glo wat die vrouens vir hulle sê nie. Dit is maar net die leepraatjies van vrouens. Want as daar een ding is wat mans goed is mee, is dit om nie te glo as die vrou praat nie. Maar dit is so ongelooflik. Miskien verstaan julle iets nie, miskien het julle misgekyk, was julle dalk by die regte graf? Het julle by die regte plek gekyk? Ek dink nie jy was waar jy gedink het jy was nie. Julle was deur mekaar gewees toe julle weg was. Dis vroeg in die oggend, julle het seker nie geslaap nie, julle is moeg, rus 'n bietjie. En so niemand van hulle glo dat Jesus opgestaan het nie, en tog het hy vir hulle dit elke dag vertel. Hy het hulle herinner aan dit, hy het dit heeltyd vir hulle gesê. Maar die mense glo nie. Maar ons lees Petrus. Maar Petrus dink, laat ek net gaan kyk wat aangaan. En hy staan op en hy hardloop na die graf toe. En uit die evangelie van Johannes lees ons dat Johannes toe ook agter hom aangehardloop het. Ons lees dat Johannes hom toe verbygevat het en eers daar aangekom het. En ons weet dat daar 'n paar ander ook heel waarskynlik daartoe gegaan het. Om seker te maak, is dit die regte graf? En Petrus kyk in by die graf en hy sien iets anderste. Hy sien die linnedoeke en hy sien die kopdoek wat opgevou is. En hy moet besef, daar is iets anderste. As dit 'n lijk was wat gesteel is, hoekom gaan hulle die linnedoeke agterlos? En so hy is nog meer verward, want hy weet, hy sien die leë graf. Hy sien die doeke daar lê, hy sien die kopdoek opgevou. En so hy weet, dit is nie iemand wat die liggaam kom steel het nie, want hulle sou hom weggedraai het met die verbande om hom en die doeke om hom. Maar hy kan nog nie heeltemal glo nie, hy weet nie wat hy sien nie. Dis ongelooflik. Daardie woorde wat Jesus vir hom gesê het, Petrus, ek kom terug, en as ek terugkom, weet jy terugkom. Dit weer klink in sy gedagtes, maar ons sukkel met ons geloof. En broer en suster, ek wil vir jou bemoedig vanmôre, daar is sekere tye wat jy seker dink, is dit regtig? Is ons geloof werklik? As ons onsself nie herinner elke dag daaraan, dan gaan ons dit vergeet. Dit is hoekom dit so belangrik is om herinner te word, hy het opgestaan, die graf is leeg. Elke Sondag. En veral op hierdie opstandingssondag. En so Petrus besef, dis nie 'n normale grafroof nie. Hy weet, die tekens is daar, die graf is leeg, die doeke lê daar, die vrouens het getuig, hulle het gesê, hulle het 'n engel gesien, of engele gesien, wat aan hulle verkondig het. Die vrouens het seker vir hulle gesê, onthou julle wat hy gesê het, dit het waar geword. En daar is iets wat vreemd is, dat dit amper half afwesig is in die evangelies. Paulus verwys daarna vinnig in 1 Korintiërs 15, in vers 5 sê hy dat Jesus het eers aan Sefas verskyn, Petrus, en toe aan die ander 12. En die ander evangelies, Markus en Johannes en Matteus, bly maar stil daaroor, al wat ons weet, die vrouens het eerste geweet van die opstanding, en Jesus het aan die disippels verskyn. Maar hier in Lukas, so 'n bietjie verder af, ons gaan dit nog nie lees nie, ons gaan daarby uitkom, ons gaan dit nou lees. Lukas 24 vers 33 tot 34. Dit is nou nadat die twee getuies ook gehoor het, en hulle hardloop terug huis toe, en hulle sê, hulle het onmiddellik opgestaan,
en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het, en hulle het vir hulle gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek, en het aan Simon verskyn. Dit beteken iewers tussen waar Petrus na die graf toe gehardloop het, die leë graf gesien het, en teruggegaan het huis toe, het Jesus aan Petrus verskyn, en gesê, ek het opgestaan. En selfs Petrus het probeer om die ander ouens te oorreed, maar hulle wou hom ook nie geglo het nie. Want hierdie 2 disippels wat op pad is in Emmaus toe, Jesus verskyn aan hulle, en hulle kom terug na die 11 en sê, ouens, hy het opgestaan. Julle wou nie die vrouens glo nie, julle wou nie vir Simon glo nie, hier is nou 2 van ons, en ons sê vir julle ook, hy het opgestaan. Hoeveel bewys het jy nodig, hoeveel getuies het jy nodig, om te glo dat hy opgestaan het? Mense sien dit in die woorde van hierdie 2 disippels, toe hulle op pad is van Jerusalem af. In vers 22 tot 24 sê hulle, sommige vroue, hulle praat nou met Jesus. Jesus sê, wat gaan aan? En hy sê nie, ons Jesus is gekruisig, en nou sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf, en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan, en dit so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Nee, ek gaan nie glo totdat ek hom sien voor my staan nie. Die vrouens het dit gesien, Simon het dit gesien, ons gaan nou maar terug Emmaus toe, want ons gaan nie verder luister na hierdie mense wat praat dat Jesus leef nie. Hier is disippels wat saam met Jesus vir jare was, wat geweet het wat hy gesê het, wat gehoor het wat hy gaan doen. En hulle sukkel met hulle ongeloof. Hulle sukkel. Hulle het al die getuies voor hulle. En so die vrouens was by die leë graf, en hulle kom terug na die 11 toe, en die ander. Word elke keer so gesê, die 11 en die ander. Simon iewers sien vir Jesus, en hy kom en sê vir hulle ook, ouens, ek het Jesus gesien. En die 11 en die ander glo nie. Hierdie 2 disippels sien vir Jesus, hulle oë word oopgemaak, en hulle hardloop te Jerusalem toe en sê vir die 11 en die ander, hy leef. En ons lees dan vers 36 tot 44. En terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, staan hy self tussen hulle en sê, vrede vir julle. En luister na hierdie geloof van hierdie mense. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle gees sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in die harte op? Kyk na my hande en voete, dit is ek self. Vat aan my en kyk, 'n gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en voete. En omdat hulle van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te ete hier? En hulle het hom 'n stuk geroosterde vis gegee, hy het dit geneem en het voor hulle geëet. En daarna het hy vir hulle gesê, en hier is soort van half die onthou, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was. Dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. En die implikasie is daar dat hy praat van die dood en die opstanding van Christus. Want dit is wat hy vir die disippels op pad na Emmaus toe sê. Hy sê vir hulle, dit is wat in die skrif voorkom. Die Christus moet ly, voordat hy in sy heerlikheid ingaan. Hy staan daar tussen hulle. Hulle sien hom voor hulle staan, en hulle glo nog steeds nie. Hulle glo nog steeds nie. Want dit is ongelooflik. Het ons een of ander massa hallusinasie. Iemand het een of ander dwelm daar op die wierookbakkie gegooi, en ons is besig om dinge te sien. Ons begin te redeneer en te rationaliseer, dit kan tog nie wees nie. Het iemand anders homself aangetrek soos Jesus, en nou maak hy asof hy Jesus is. Jesus self wys vir hulle die wonde in sy hande en sy voete. Hy sê, kyk, hier is dit. Hier staan ek voor julle.
Gee my 'n stukkie vis dat ek vir julle kan wys, ek eet ook. Dis nie net 'n illusie wat julle het nie. Daar is baie mense wat dink, ek sal in God glo wanneer hy voor my staan. Nie as hierdie ouens kon dit regkry nie. Hulle is vir 'n paar jaar saam met hom, hoor alles wat hy sê, sien alles wat hy doen. Hulle was in die bootjie toe Jesus die storms en die winde stil maak en hulle sê hy is die Christus, die seun van God. Maar genigtig dat hy opgestaan uit die dood uit is te ver. Hier is die lyn wat ons trek. Dit is geen rasionele mens kan verby hierdie lyn kom nie. En dit is die probleem met die mens hart, ons is ongelooflik. Ons kan nie glo in dit nie. En Jesus besluit op so 'n manier, eendag gaan ek vir die Here vra, hoekom was dit so, maar hoekom hy regtig die ongelooflikste manier moes gekies het om homself te bewys. Die manier wat niemand anders ooit wil in glo nie. Tog sien ons in 1 Korintiërs 1, hy het die dwaasheid van die mense gebruik om die wysheid van God te wys. Dit is ongelooflik. Maar weer eens dit is wat ek vir julle gesê het. Onthou julle wat ek vir julle gesê het. Onthou, herinner. Ons moet onsself elke dag herinner aan hierdie waarheid en werklikheid. Op elke Sondag wanneer ons by mekaar kom, behoort ons aan mekaar te getuig, hy leef. Stephanie, as jy vergeet het, hy leef. Ines, onthou hy leef. Naomi, as jy môre vergeet, gaan ek jou bel. Vir jy sê hy leef. Want as ons net vir 'n rukkie wegkyk, dan glo ons nie meer nie. As ons net vir 'n rukkie wegbly, dan glo ons nie meer, dan sukkel ons. Onthou, hy het opgestaan. Hoe is dit dat hierdie 11 en die ander, hierdie Petrus, hierdie ander 2, hierdie vrouens, wat nie kon glo nie, uiteindelik geglo het? Wat is dit wat verander het? Want dit was regtig nie toe hy voor hulle gestaan het nie. Ons sien dat toe hy aan die 2 disippels verskyn het, het hulle nie geweet wie hy is nie. Ons weet in een van die evangelies, toe Maria hom gesien het, toe dink sy hy is die tuinier. Die 2 disippels kon dit nie verstaan nie. En die 11 wat daar so sit met die ander, sien hom en hulle kan dit nie glo nie. Waarom glo ek en jy vanmôre in die opstanding van Christus? Ons sien dit in vers 45. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan. En vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En dat in sy naam bekering tot die vergifnis van sondes aan alle nasies verkondig moet word. En julle moet in Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Toe hy hulle verstand oopmaak om te verstaan. Selfs met die 2 disippels, hulle oë is toe, hulle kan nie weet wie hy is nie. Maar toe hy die brood breek, toe maak hy hulle gedagtes oop en skielik onthou hulle, hy magtig, hy het dit gesê. Dit is hy wat opgestaan het. Die vrouens ook, weet nie wat aangaan nie, maar hy maak hulle gedagtes oop en skielik is dit ons onthou. Ons onthou, want dit is God alleen wat ons gedagtes oopmaak om dit te kan verstaan. Broer en suster, ons geloof is 'n genadegawe wat ons ontvang het. En daarom sê Paulus, ons kan nie roem in ons eie slimheid of wysheid nie. Maar ons kan net roem in Christus Jesus, wat dit vir ons geopenbaar het. Dit is die Vader, dit is die Heilige Gees, dit is Jesus self, wat ons gedagtes oopmaak om te glo en te verstaan wat aangaan.
En so is twee dinge wat ons kan vat uit dit. In die eerste plek, wanneer ons met ander mense praat oor die evangelie en oor die opstanding, besef dat daar twee reaksies gaan wees. Hulle gaan of dink, jy is die malste, domste mens wat hulle in hulle lewe ontmoet het, of hulle gaan glo en dankie sê vir wat hulle gehoor het. Maar meeste van die tyd gaan dit die ander een wees. Jy is simpel om te glo. Jy is dwaas. En ons reaksie behoort nie een te wees van kwaad word, hoekom glo jy nie? Afbrekend, hoekom is jy so dom dat jy nie kan glo in Jesus? Kyk na al die bewyse. Ek hou daarvan om te kyk na die boeke wat geskryf is oor die bewyse van die opstanding en om die YouTube-video's te kyk waar hulle praat van die opstanding en die getuienis daarvan en dit is vir my wonderlik om daardie dinge te sien, die leë graf en jy het al daai bewyse wat praat van Jesus wat opgestaan het. Maar broer en suster, dit ooreed niemand nie. Want dit kon nie eens hierdie mense ooreed het nie. Tensy Christus hulle oë oopmaak. En tensy die Heilige Gees dit lewend maak in hulle harte nie. En so ons kan maar praat oor die opstanding van Christus en laat die wêreld dink ons is simpel. Want God het in ons harte die waarheid daarvan geopenbaar en ons kan nie stil bly oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. En dit behoort ons meer aan te spoor om te praat oor Jesus en sy opstanding. Nie minder nie. Want prys die Here, dit is nie my werk om te ooreed nie. Ek kan die slimste dingetjies vir iemand sê en hulle gaan nie glo nie. Ek kan al die bewyse, Jesus kan langs my staan en hulle gaan nie glo nie. As jy verbaas is oor dit, gaan kyk na Openbaring. Van die hele wêreld besluit ons gaan oorlog maak teen die lam. Die een wat al klaar gewys het, julle het my probeer doodmaak en ek het opgestaan, ons gaan weer probeer. Dit is soos daai films, né? Waar die soldate ons skiet op die groot robot of iets. Daai bullets doen niks nie, maar ons gaan aanhou skiet. Ons gaan aanhou skiet, ons hoop iets gebeur. Ek dink dit is hoe dit gaan lyk met Jesus. Hy gaan afkom en die wêreld gaan alles na hom toe gooi. Hulle gaan hom sien in die wolke en nog steeds nie glo nie. Verstommend. Maar hulle, ons, wat glo, wat die genade ontvang het om te glo, behoort elke dag in dankbaarheid onsself te herinner aan die waarheid van God se verlossing en Christus se opstanding. Ek is so bly oor hierdie laaste boodskap wat Jesus sê vir hulle, wat ons gelees het. Hy maak hulle verstand oop om die skrifte te verstaan. Nadat hy heeltemal verward is en glad nie glo nie. En dan van hulle sê, kyk ouens, julle weet nou en onthou nou, ek moes gelei het en ek moes opgestaan het. Gaan nou en gaan vertel die ander mense van dit wat julle nie kon glo het nie. As ek daar was, sou ek gesê, luister, dit was vir my moeilik om te glo. Ek weet nie of ek iemand anders te gaan kan ooreed van hierdie nie. Want het dit baie gekos om my te ooreed. Hy sê, deel van die hele boodskap, dit stop nie by die opstanding. Dit stop nie by die opstanding nie. Nee, hierdie moet verkondig word dat in my naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Aan wie? Almal. Almal. Begin in Jerusalem en julle sal my getuies van al hierdie dinge wees. Wees my getuies van die ongelooflikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Toe die Seun van God opstaan uit die dode uit die graf uitstap. Oorwinnaar oor die dood, oorwinnaar oor die sonde. En gaan probeer iemand anders te vertel daarvan. En sê dat as hulle vasgryp aan hom, en as hulle glo in sy naam, dan sal hulle ook gered word. Paulus sê dit so mooi in Romeine.
as julle glo in julle harte, dat hy uit die dood uit opgestaan het, en dit bely met julle lippe, dan is jy gered. Dis die opstanding wat ons die hoop gee en die verlossing bring. Maar ons sal krag ontvang. Net soos wat hulle krag moes ontvang het om te glo, so wanneer ons met mense praat oor Jesus, hoef ons nie bekommerd te wees oor of ons woorde goed uitgedink is nie. Is ons woorde slim genoeg? Is ons wysheid goed genoeg? Het ons die regte toerusting om vir mense te vertel van Jesus? Broer en suster, eenvoudige vraag, glo jy dat Jesus opgestaan het uit die dood uit? Glo jy dit? Dis die enigste wysheid wat jy nodig het vanmôre. Dis al wat jy hoef te weet vanmôre, om vir iemand anders te vertel van Jesus. Dis al. Jy het nie 3 jaar se studies nodig by die universiteit nie. Jy hoef nie op een of ander kursus te gaan om te gaan leer nie. Jy hoef nie een of ander slim toertjie uit te dink om vir mense te bewys nie. Jy hoef nie 50 YouTube video's te gaan kyk met allerlei argumente oor hoe mense debatteer oor die opstanding nie. Dis mag dalk alles baie interessante dinge wees, broer en suster, maar op die einde van die dag kan jy net na iemand toe gaan en sê, laat ek jou vertel van my Jesus, wat gesterf het vir my sonde, en opgestaan het uit die dode vir die verlossing van my siel. En ek sal so graag wil hê dat jy saam met my glo. En as daai persoon vir jou sê, jy is mal, oké, volgende persoon, kan ek jou vertel van my Jesus, wat gesterf het vir my sondes, en opgestaan het uit die dode uit, vir my verlossing, en vir joune. En dit sal so nice wees as jy saam met my glo. En al verwerp al 11 en ander jou, gaan 'n dag wees wat die Heilige Gees aan iemand openbaar. En dan is daar nog iemand wat gered is. Dis hoe maklik evangelisasie is, broer en suster, ons maak dit baie gekompliseerd. Ons het 'n boodskap om uit te dra, elke dag, soveel meer op 'n Sondag, soveel meer op hierdie opstandingssondag. Dit was my voorreg vanmôre om in die huispak te getuig. Toe daar 2 moslems saam met ons in die huispak klim en ons vra, are you going to church? Want hulle weet ons is kerkgangers. En toe kon ek vir hulle sê, yes, it's Resurrection Sunday. Of hulle het wil glo of nie, hulle het geskop geskryf, yes. Ons hoef nie bang te wees om te getuig oor die opstanding van Jesus Christus nie. Ek hoef nie skaam te wees nie. So wat is hulle nie glo nie? Die 11 kon nie geglo het nie, die vrouens kon nie geglo het nie, die ander kon nie geglo het nie. Ons is in goeie geselskap. Maar laat ons mekaar en onsself elke dag herinner. Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan. En daarom glo ons. En daarom staan ons vas in die geloof. En daarom kom ons saam op 'n Sondag. Sodat ons mekaar elke week kan herinner. Hy het opgestaan. Amen. Here, mag ons vanmôre, Here God, weer eens net hierdie waarheid ter harte neem. Dat U het opgestaan uit die dode uit, Here Jesus. U het die dood en die sonde oorwin. Die graf kon U nie vashou nie. Maar U het daar uitgeloop, Here. Here, dit is die oorwinning van die evangelie, dit is die oorwinning wat ons verkondig, dit is ons geloofsbelijdenis, die kern van dit waaraan ons vashou. Dit is ons hoop, Here. En ons weet, Here God, binne in daardie hoop, binne in daardie waarheid, daardie herinnering, wat ons elke dag onsself moet aan herinner, Here. Weet ons dat daar 'n dag sal kom, wanneer ons hierdie verganklike liggaam sal neerlê, en die onverganklike liggaam sal opneem. Wanneer ons saam met Jesus Christus opgewek word uit die dode uit. En elke traan sal afgevee word. Ja, Here, elke pyn sal weggeneem word. Elke sondige begeerte sal iets van die verlede wees.
Here, maar mag ons in hierdie verganklikheid waarin ons onsself bevind, hierdie ongeloof, hierdie swakheid, Here, van ons harte, Here, mag U deur U Gees ons gedagtes en ons verstand verhelder. Mag ons elke oggend onsself herinner aan die waarheid en aan die woord. Mag ons mekaar herinner aan die waarheid van die woord en die opstanding. En mag ons, Here, met vrye moedigheid ander mense gaan vertel, die 11 en die ander, wat nog nie glo nie, dat ons Jesus het opgestaan uit die dode. En daarom glo ons en daarom hoop ons. Here my God, en ek bid dat U salwing sal rus, nie net op ons vanmôre hier nie, maar ook op hulle wat vanmôre nie hier is nie. Daar waar hulle is, o Heilige Gees, dat U hulle sal bekragtig en versterk, dat die Gees op hulle ook sal wees, en dat hulle ook sal getuig van die opstanding van Christus. Vir hulle wat siek is, bid ek genesing, Here God. Vir hulle wat swak is, bid ek krag. Vir hulle wat twyfel, bid ek geloof. Vir hulle wat swak is in hulle gees en terneergedruk is, bid ek die blydskap en die vreugde van Christus en die hoop. Here, mag elkeen van ons bemoedig word in die waarheid van die opstanding, in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan in die seën van die Here en mag ons verkondig van ons Jesus wat opgestaan het. Amen.